waarsku die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing dat gegradueerdes nie aangestel word nie, omdat hulle nie voldoende gekwalifiseer is in die vaardighede wat die mark benodig nie. Die RGN waarsku dat daar onmiddellik gewerk moet word om die gaping tussen tersiêre instellings en werkgewers te oorbrug, deur die kurrikulum aan te pas om aan die vraag te voldoen. Ons praat nou hieroor met die uitvoerende hoof van die werkgewersorganisasie NIASA, Gerard Papenfoes. Gerard, goeiemôre. Hallo Udo. Is dit 'n ware weerspieëling en in watter sektore sien ons dit veral, Gerard? Udo, ek wil nie 'n sektor uitlig nie. Ek dink dit geld oral. In die ASA kan ek vir jou 'n voorbeeld gee. Ons het 'n baie groot regspan. En wanneer ons 'n pos adverteer, kry ons soms of dikwels 2 tot 300 aansoeke. En dit gebeur soms dat ons nie uit daai 2 tot 301 geskikte kandidaat kry vir 'n prokureur en die ding wat die meeste pla, dink ek, is gesindhede, die benadering tot werk, die onrealistiese verwagtinge, want ek dink daar het dinge ingesluip op universiteite wat nou niks meer te doen het met die opleiding in die vak. En dat hierdie woke idee in ons universiteite ingesluip het. En ek moet vir jou sê dat as 'n werkgewer 'n persoon soek, is die gesindheid vir werk tot werk waarskynlik die belangrikste ding vir meeste werkgewers. Met gesindheid kan jy enige tekortkominge oorkom. Met die verkeerde gesindheid tot werk is dit net 'n groot probleem. En dan moet 'n ou besef dat wanneer jy 'n persoon in jou diens neem en dit blyk dat daardie verhouding nie werk nie, is daar 'n moeilike pad wat vir 'n werkgewer voorlê. Alles is geskryf om die werknemer in daardie omstandighede te beskerm. So hier is dit baie belangrik van 'n werkgewer om te sien in 'n werknemer, die gesindheid is reg, want as dit reg is, dan kan hy in diens ook opgelei word.